Baie welkom aan almal wat ons dienste volg op Facebook of YouTube. Wat 'n absolute voorreg om op hierdie manier die woord te kan uitdra. Ek glo en vertrou dat dit met elkeen wat kyk en luister, goed gaan in julle omstandighede. Kom ons word saam stil voor die Here en ons begin hierdie diens in afhanklikheid van hom. Julle moet aan niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in die een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede, dit kom van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die werking van sy Gees. Kom ons bid saam. Here onse God, word asseblief verheerlik deur die gesindheid in ons harte, die behoefte wat ons het om die woord te hoor, die behoefte het wat ons het om te bid, die behoefte wat ons het wat ons die gemeente so lekker kan uitleef om lofsange tot u eer te sing. Ons aanbid U as lewende God, die een wat alles sien en weet, maar wat ons intens lief het. Dankie vir die voorreg van ons kindskap. Here, vandag wil ons vra dat U ons sal help en lei en leer deur die Gees en deur die woord oor hoe ons as gelowiges moet leef, hoe ons besluite moet neem, hoe ons ander mense moet hanteer, hoe ons ook selfs na onsself moet kyk. Dankie vir die woord wat lewend en kragtig is, en vir die Gees wat ons help om die woord te verstaan. Ons gebed is in absolute afhanklikheid van U, en natuurlik op grond van die soenverdienste en die oorwinning wat Jesus Christus ons Verlosser reeds behaal het. Amen. Ek gaan nie 'n skriflesing hier in die begin doen nie, maar ek gaan na 'n paar verskillende tekste verwys en van hulle lees terwyl ons besig is met ons boodskap. Vir ons as Christene is dit geweldig belangrik om te weet hoe om reg op te tree in 'n verskeidenheid van situasies en hoe om besluite te neem wat ons voel in lyn met God se woord en in lyn met God se wil is. Dit staan voorop vir ons as Christene. Ongelukkig is dit nie heeltemal so eenvoudig om net na die Bybel te kyk nie, want ons word dikwels gekonfronteer met vraagstukke of probleemsituasies wat nie noodwendig spesifiek in die Bybel hanteer word of aangespreek het nie, dinge waaroor daartoe nog nie noodwendig vraagstukke was nie. So ons kry dikwels in die Bybel al die belangrike beginsels, maar ons kry nie kitsresepte of riglyne wat mens so vreeslik eenvoudig kan navolg nie. So die vraag ontstaan dikwels, wat is reg en wat is verkeerd? Of hoe behoort ek in hierdie situasie te kies? Of hoe behoort ek in hierdie situasie as Christen op te tree? Nou is my baie interessant. Daar is baie mense wat voel, hulle het eintlik 'n eenvoudige antwoord op hierdie groot probleemvraag. Baie mense wat sê, al wat jy hoef te doen is, jy moet jouself net afvra, wat sou Jesus gedoen het? Wat sou Jesus in hierdie omstandighede gedoen het? Wat sou Jesus ten opsigte van hierdie situasie besluit het? Daar was op 'n stadium, ek weet nie of het nou meer so gewild is nie, sulke armbaadjies wat mense gedra het met die hoofletters op WWJD. What would Jesus do? Nou ek moet sê, hierdie klink na 'n baie aanloklike en baie eenvoudige antwoord vir 'n komplekse saak. Maar is ongelukkig nie heeltemal so eenvoudig as om net te vra, what would Jesus do nie? Wat sou Jesus in die geval gedoen het nie? Nou as ek sê, ek dink nie is so eenvoudig nie, laat ek motiveer. Uit my ervaring van baie jare weet ek dat as jy vir party mense vra,
wat sou Jesus gedoen het, dan sou hulle onmiddellik 'n sekere gedeelte in die Bybel aanhaal, en dit is Johannes 8, al van vers 7 af. En hulle sou die woorde uit hulle kop uitken waarin hulle sê, onthou, Jesus het gesê, toe die vrou op oorspel betrap is, en die godsdienstige leiers gereed gestaan het om haar te stenig, het Jesus gesê, laat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. En as mense hierdie teks aanhaal, en dit wil gebruik as 'n antwoord van wat sou Jesus gedoen het, dan maak ek die afleiding dat hulle bedoel, Jesus sou nie 'n harde of 'n moeilike oordeel in hierdie situasie geval het nie. Jesus sou begrip hê vir wat ook al hier verkeerd is. Ek wil so ver gaan as om te sê, ek dink hierdie mense bedoel, byna dat Jesus die sonde sou oorsien, en dit is 'n baie, baie belangrike kwessie. God vergewe sonde, maar God sien nie sonde oor nie. God straf ook die sonde aan Jesus Christus. So is 'n baie groot verskil van om sonde oor te sien of om dit te vergewe. Mense wat hierdie teks aanhaal, sou vergifnis vooropstel en sou in hulle vraag na wat sou Jesus doen, werk met die beeld van wat ek wil noem 'n sagte Jesus of 'n liewe Jesus beeld. En dan sou dit per implikasie beteken dat ons eintlik nooit iemand wat verkeerd is direk kan teëgaan of kritiseer nie. Ons moet net daai sagte lyn volg. Maar ek sê dis nie so eenvoudig nie. Kom ons kyk na die ander kant van die muntstuk. Ook uit ervaring kan ek net so pertinent sê dat ek kan aan baie mense dink wat wanneer hulle gekonfronteer word met die vraag wat sou Jesus gedoen het, sou aanhaal uit Johannes 2 vers 19 en verder, die baie bekende verhaal van die tempelreiniging. En dat hulle sou sê, onthou julle dat Jesus self 'n sweep gevleg het, dat hy die tafels omgekeer het van die geldwisselaars en die duiweverkopers en die mense uitgeskel het en uitgejaag het uit die tempel uit, of dan nou uit die voorhof van die tempel uit. Dus, my eerste besef is dat 'n antwoord op die vraag, wat sou Jesus gedoen het, op daardie vraag, gee ons as mense nie altyd 'n eerlike antwoord nie. Ek wil dit herhaal. Op die vraag, wat sou Jesus gedoen het, gee ons as mense nie altyd 'n eerlike antwoord nie. Ek wil dit so probeer beskryf. Ons antwoord kom dikwels daarop neer, wat sou ek verkies om in hierdie situasie te doen, en hoe kan ek Jesus gebruik of dan nou misbruik as bevestiging van my standpunt? Baie mense het klaar hulle standpunt, hulle is nie vreeslik oop regtig vir wat sou Jesus in die situasie gedoen het nie. Hulle weet wat hulle glo is reg en wat hulle interpretasie is en wat hulle keuse is. Maar dan wil hulle by Jesus aanhaak en sê, kyk daar, hy het so opgetree en dit pas in my prentjie in en dit versterk my standpunt. 'n tweede besef is dat in die Nuwe Testament, wat maar handel net oor Jesus se 3 jaar openbare optrede, kry ons eintlik baie minder riglyne oor sy optrede in praktiese situasies. Hy het geweldig baie gelykenisse vertel. Hy het geweldig baie vir hulle geleer en so meer. Maar ons kry nie voorbeelde van hoe hy in elke situasie optree, sodat ons dit regtig as 'n handboek of 'n handleiding kan gebruik, en as jy nou met hierdie situasie gekonfronteer word, dan gaan soek jy maar net, waar het Jesus hiermee te doen gehad, en wat het hy in omstandighede gedoen nie. So eenvoudig is dit ook nou nie. Kom ons onthou nou die volgende ook, in ons omgaan met die Bybel en ons hantering van die Bybel. Onthou net dat as iets in die Bybelse tyd, Ou of Nuwe Testament, en vir altyd in die openbare bediening van Jesus, nie 'n probleemsituasie was nie, dan is daar nie noodwendig oor so 'n situasie geskryf nie. Kom ek noem 3 wat my aanbetref, baie maklike voorbeelde van iets wat nie in die Bybelse tyd 'n kwessie was nie, maar wat vandag tot geweldige groot vraagstukke en meningsverskille lei.
Die eerste wat ek wil noem is die kwessie van kinderdoop of verbondsdoop, in teenstelling met belydenisdoop of geloofsdoop of bekeringsdoop. Die kwessie dat kinders gedoop is in die Bybelse tyd in die Nuwe Testament kan ons aflei van die feit dat as iemand tot bekering gekom het, en onthou hulle was klaar groot toe die eerste keer van Jesus gehoor het, daarom is hulle groot gedoop, maar ons telkens lees hy en sy hele huisgesin is gedoop. Sy en haar hele huisgesin is gedoop. En dan in die vroeë kerkgeskiedenis weet ons van kinders wat gedoop is. Maar dit was nie 'n kwessie, dit was nie 'n probleemvraag in die tyd wat die Nuwe Testament geskryf is nie. Dit was beslis nie 'n probleemvraag in die tyd wat Jesus gelewe het nie, en daarom word daar nie riglyne daaroor gegee of 'n resep daaroor gegee of pertinente uitsprake daaroor gegee nie. Iets wat eers later 'n baie groot kwessie word en tot vandag toe tot 'n sekere mate nog is die verskil tussen Sondag en Sabbat. Ons sit met twee verskille. Die een verskil is watter dag is dit en van hoe laat tot hoe laat. In die Ou en Nuwe Testament was Sabbat gevier vanaf Vrydag aand sononder tot Saterdag aand sononder. Vandag sit ons met 'n Sondag viering. En Sondag is die eerste dag van die week, nie die 7de dag van die week nie. Maar ons sit met 'n verdere verskil. Dit gaan nie net oor die dag, 7de of eerste dag nie. Dit gaan oor die aard van die dag en die inkleding van die dag. Want 'n Sabbat met 'n klomp mensgemaakte reëls oor wat mens nie mag doen nie om te rus, en Sondag die viering, die herdenking van die opwekking van Jesus uit die dood. Die aard van die twee dae verskil ook. Ag, en dan kan ons aangaan na aktuele voorbeelde soos dinge soos genadedood of bystandsdood en so meer. Daai goed was nie issues toe die Bybel geskryf is nie. En ons sal op 'n ander manier by antwoorde moet uitkom as om 'n spesifieke teksversie in die Bybel te gaan soek. Maar aan die ander kant, dis darm ook nou nie asof ons geen aanduiding of geen benul het van wat sou Jesus in sekere situasies gedoen het nie. Ek dink die vereiste is net dat ons eerlik moet wees en dat ons op 'n baie verantwoordelike manier met die Bybel moet werk. Maar dan kan ons tog beweeg in 'n rigting van antwoorde op die vraag, wat sou Jesus gedoen het? Daar is natuurlik baie meer, maar ek gaan vandag volstaan met 3 aanduidings van wat ek glo ons in die Bybel leer, van wat Jesus in verskillende situasies sou gedoen het, of watter beginsels hy voorop sou gestel het. Die eerste van die 3 beginsels. Jesus sou altyd gesindheid in ag geneem het. Ek is altyd verstom oor hoe baie gedeeltes in die Bybel handel daaroor dat Jesus kyk na die gesindheid agter die optrede, die gesindheid agter die rituele, die gesindheid agter gebede, en so meer, en so meer, en so meer. Jesus laat hom nie mislei deur 'n kamakastige godsdienstigheid nie. Nou, ons kan verskillende gedeeltes in die Bybel lees, maar ek gaan volstaan deur te verwys na Matteus 23. Gaan lees gerus die hele hoofstuk oor hoe Jesus skynheiligheid ontbloot en hoe hy die gesindheid agter die optrede en die rituele openbaar. Maar uit hierdie hele hoofstuk is dit tog nodig om daarom iets te lees. Ek gaan volstaan met vers 23, wat 'n baie bekende gedeelte is. Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars, julle gee tiendes van kruisement, anys en koljander, maar wat volgens die wet van God die swaarste weeg, laat julle na. Geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid. Juis hierdie dinge moet 'n mens doen en die ander nie nalat nie. Jesus kyk en sien altyd dieper as die oppervlak. En dan ontbloot hy die gesindheid en die vals motiewe. Mens kan Jesus nie flous nie. Hy ken die gesindheid van ons harte.
Die tweede maatstaf wat ek graag wil uitlig is, hoe reflekteer my keuse, my liefde vir God en my liefde vir my naaste? En nou kan ek sê my keuse, maar ook my optrede. As ek hierdie vraag vra, wat sou Jesus gedoen het? En ek wil 'n besluit neem, 'n keuse maak, 'n mening vel of op 'n sekere manier optree. Hoe reflekteer my keuse en my optrede, my liefde vir God en my liefde vir die naaste? Kom ek lees die oorbekende Matteus 22 van vers 34 tot 40. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Wat sou Jesus doen? In enige en elke situasie? Hy sou dit doen wat in lyn is met liefde vir die Vader, liefde vir God, en wat in lyn is met liefde vir die naaste. Maar nou wanneer ons in Afrikaans oor liefde praat, moet ons altyd die opmerking daarby maak dat ons praat nie van gevoel of emosie nie. Dis 'n geweldige probleem in terme van die vertaling van die Bybel, uit Grieks uit, dat ons in Afrikaans net die een woord, liefde, gebruik en dit gewoonlik koppel met emosies. Liefde is 'n gesindheid, veral dan die agape liefde. Liefde is harde werk. Kom ek lees 'n gedeelte wat dit vir ons baie duidelik uitspel. Die baie bekende woorde in 1 Korintiërs 13, spesifiek vers 4 tot 7, en as ek dit lees, let daarop dat dit nie gaan oor gevoel of emosie nie, maar oor harde werk en oor 'n sekere gesindheid teenoor God en mens. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie. Is nie grootpraterig nie. Is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Is nie lig geraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. En dan natuurlik daarmee saam ook die baie bekende gedeelte in Romeine 13, wat ek as woordem gelees het. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Wat sou Jesus doen? Hy sou in liefde kies en in liefde optree. Ek wil 'n derde en laaste beginsel noem, waar volgens ons gelyk kan word in ons vrae en in ons soeke na wat sou Jesus doen in elke situasie. Vir Jesus is dit baie duidelik dat 'n mens se woorde en jou dade in lyn moet wees. Dat mens nie een ding kan sê of een ding kan preek en 'n ander ding kan doen nie. Ek hou van die Engelse aanhaling wat sê, what you do speaks so loud that I cannot hear what you say. What you do speaks so loud that I cannot hear what you say. Die skrifgedeelte wat dit natuurlik vir ons die duidelikste, maar ook eintlik skreiend uitbeeld, is Matteus 7, vers 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam duiwels uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie.
Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Ek wil afsluit. Wanneer ons vra wat sou Jesus gedoen het, what would Jesus do? Dan vra ons eintlik na riglyne vir ons eie optrede in 'n verskeidenheid van situasies en ten opsigte van 'n verskeidenheid van moontlike standpunte. Wanneer ons na riglyne soek, dan leer Jesus ons gesindheid, gesindheid, gesindheid. Ons kan met mekaar skaak speel, maar nie met God nie. Daar is ook 'n spreekwoord wat sê, you can fool some of the people all of the time, and you can fool all of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all of the time. Gesindheid. Daaroor moet ons eerlik wees. Tweedens, die bepalende maatstaf. Die liefde. Die liefde vir God en die liefde vir die naaste. As jy dan 'n besluit moet neem oor iets wat vir jou moeilik is, en jy vind geen riglyne of praktiese uitsprake hieroor in die Bybel nie, dan kan jy met veiligheid terugval op die beginsel van, wat sou die liefde in hierdie geval kies? Wat sou die liefde in hierdie geval doen? En die derde, dat ons altyd, maar baie versigtig wees, verskyn heiligheid. Dit waarin die Fariseërs en Sadduseërs, die skrifgeleerdes, die godsdienstige leiers van Jesus se tyd uitgeblink het. Skyn heiligheid, soos wit gepleisterde grafte, bo wit, maar binne vol doodsbeendere. Kom ons streef daarna om besluite te neem en op te tree in lyn met hierdie 3 beginsels. Amen. Here Jesus, baie dankie dat U in net 3 jaar van openbare optrede vir ons soveel geleer het, en dat die getuies wat dit gehoor het, dit kon oorvertel en opskryf, en dat dit vir ons behoue kon bly, en dat ons die Nuwe Testament veral vandag in ons eie taal het, om daarvolgens te leef. Dankie vir die Heilige Gees, wat ook 'n oortuigende rol in ons lewe speel oor wat is reg en wat is verkeerd. Gee dat ons net meer oop sal wees vir die werking van die Heilige Gees en vir die riglyne van U woord. Here, dan bid ons ook, soos dit altyd nodig is vir ons deurmekaar wêreld en vir ons land met sy geweldige uitdagings. Maar ons bid ook vir elke individu wie sy uitdagings vir hulle ook moeilik is. Hoor ons gebed asseblief, want ons bid op grond van die soenverdienste van Jesus en die liefde van God ons Vader en die oortuiging van God die Heilige Gees. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die seënende en lerende teenwoordigheid van God die Heilige Gees bly by jou. Amen.